In Johannes 21 ontmoet ons Petrus weer, op 'n stil strand na alles wat gebeur het. Die rook van die kole herinner waarskynlik aan die nag van sy verloning. Johannes gebruik 2 maal die woord 'n kolevuur, in die Engelse Bybels 'n charcoal fire, in hoofstuk 18 vers 18 vir die vuur waarby Petrus gaan staan het toe hy Jesus verloon het, en hier dan in 21 vers 9, waar Jesus vir hulle op die strand inwag met ontbyt. Interessant genoeg bied hy vir hulle vis en brood aan. Dalk sou dit hulle herinner aan die vermeerderings van visse en brode tevore. 'n Mens sou kon verwag dat Jesus dan hier die gesprek sou begin met 'n vraag soos, "Hoekom het jy my verloon?" Maar hy doen nie. In plaas daarvan vra hy vir Petrus, "Het jy my lief?" Nie, "Hoekom het jy gefaal?" nie, maar "Waar is jou hart?" Jesus fokus nie op Petrus se fout nie, hy werk met die mens self. 3 keer het Petrus hom verloon en 3 keer vra Jesus, "Het jy my lief?" Dit is nie 'n ondervraging of straf nie, dit is doelbewuste herstel. Jesus breek Petrus nie verder af nie, hy bou hom weer op. En dan, om sy vertroue in Petrus te wys, gee hy vir hom telkens 'n opdrag, "Laat my skape wei." Dit wys hoe diep God se genade strek. Hy bring ons nie net terug nie, hy gee ons weer 'n roeping. Die storie van Petrus eindig ook nie hier op die strand nie. In Handelinge sien ons 'n dramatiese verandering. Hy staan op en preek met vrymoedigheid, lei die vroeë kerk en word 'n pilaar van geloof. Dieselfde man, maar nie dieselfde hart nie. Wat het verander? Die graf is leeg, Jesus leef en Petrus is herstel. Dit is die krag van Paasfees. Nie net dat Jesus opgestaan het nie, maar dat hy mense radikaal verander. Hy neem gebroke mense en maak hulle weer heel, en hy maak hulle dan ook bruikbaar. Hy verander skaam mense in vrymoedige getuies. Hy tel die op wat geval het en stuur hulle weer. En hy doen dit vandag nog. Miskien dra jy skuld oor die verlede, spyt oor verkeerde keuses, of die gevoel dat jy jou kans gemis het. Paasfees verkondig dat dit nie die einde van jou storie is nie. Die leë graf beteken, daar is nog 'n toekoms. As Jesus die dood kon oorwin, kan hy beslis jou verlede hanteer en jou toekoms herskryf. Herstel begin by die hart, maar dit eindig nie daar nie. Dit lei tot 'n nuwe begin en 'n nuwe roeping. Hoor dit vandag. Ook jou storie is nog nie klaar geskryf nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons getuies kan wees van hierdie kosbare manier waarop U Petrus herstel het, daar op die strand. Dankie dat dit ons ook hoop gee. Dankie dat ons kan weet die leë graf beteken ook ek het nog 'n toekoms. Elkeen van ons het nog 'n toekoms. Help ons om vandag elkeen ons naam te hoor en te besef ook ons storie is nog nie klaar geskryf nie. Amen.